Goeiemôre. Hier is 'n voorbeeld vir die wijksbijeenkoms vir hierdie Woensdag en die fokus is Pinkster want ons is in daai afwagting van die Pinkster gebeure en hier is 'n fokus op die 4 rolspelers. Nou die 4 rolspelers is die Heilige Gees, Jesus, die Vader en dan ons die mens. Nou as ons gaan kyk na die werk van die Heilige Gees met Pinkster dan dink ons dadelik aan wat op daai dag van Pinkster gebeur het, die uitstorting van die Heilige Gees. Maar tog moet ons ook na die Ou Testament gaan kyk en besef die Heilige Gees was betrokke van die begin af, van Genesis 1 vers 2. Ons lees die Gees van God het op die waters gesweef en dit by implikasie was die Heilige Gees betrokke by die skepingswerke. Ons sien hoe Dawid verwys of hoe Dawid eintlik bid, Here, neem tog nie u Gees van my af weg nie, daar in Psalm 51. Maar dan die groot gebeurtenis, die uitstorting van die Heilige Gees 49 dae na die kruisiging van Jesus en hier verander die hele wêreld, verander die taak van die kerk en wêreldevangelisasie word aan elke mens gebring, want elke gelowige is gevul met die krag van God en dit het op hierdie baie dramatiese dag gebeur, met hierdie baie dramatiese gebeurtenis. So heel eers sien ons die Pinkster of die Pinkster gebeure is die dag van die Heilige Gees, maar dit is ook 'n groot dag vir Jesus. En baie keer vergeet ons dat dit eintlik gaan oor Jesus en wat Jesus kom bewerk het. Ons moet weer teruggaan na die Ou Testament, want reg in die begin is die verhouding wat God met die mens stel is, die mens is sy bruid. En dan ons sien in Genesis 1 en in Genesis, in die begin van Genesis, die bruid wat voor 'n keuse gestel word om of aan God gehoorsaam te wees of om God se wil eenkant toe te skuif en na die duiwel te luister en hier verander die situasie van die mens op hierdie aarde, want die mens verval onder sonde. Die mens gee toe aan die misleiding van die bose en daar is 'n skeiding tussen God en mens. Daar is 'n skeiding tussen die bruid en die bruidegom, tussen Jesus en die mens en wat so wonderlik is, God het nie net teruggesit en gesê, maar dit is nou die probleem nie. Die bruidegom het onmiddellik begin om sy bruid terug te wen en so sien ons deur die verloop van die Ou Testament, die engel van die Here wat sigbaar geword het, die engel van die Here wat ingetree het in die menslike wêreld, in die menslike situasie en leiding gebring het en wysheid gebring het en uitkoms gebring het. Ons sien in Toring van Babel toe die mens self probeer het om by God uit te kom, dat die taal het ingetree, verskillende tale en die mens het versprei. Ons sien hoe Abraham geroep is, 'n engel wat aan Abraham verskyn het om die vader van die gelowiges te wees, om die boodskap van die genade in die wêreld in te bring. En dan sien ons hoe Israel, terwyl hulle die beloofde land ontvang het, nog steeds teen God gedraai het en agter afgode aangeloop het en op die einde van die dag 70 jaar in ballingskap verkeer het en dan weer teruggekom het en dan weer hierdie verwagting gaan alles nou regloop en dan weer eens die volk wat sê maar in hulle self kan hulle die wette nakom en ons kan net gaan kyk na al die wette wat ingestel is, hoeveel wette daar is vir die mens om na te kom sodat hulle in eie geregtigheid voor God kan staan en ons weet dit is onmoontlik en daarom moes Jesus gekom het na hierdie aarde toe. Hy wat betrokke was met die volk reg deur die Ou Testament en dan hier in die Nuwe Testament sien ons hoe die Seun van God na hierdie aarde toe kom. Die onsigbare God, die heilige God, hoe hy kom en sy liefde en sy mag openbaar aan die mens, hoe
hy siekte genees, hoe hy melaatses reinig, hoe hy dooies opwek, en dat regtig bewys maar, hy is die seun van God. Daai verandering wat in hierdie wêreld vir ons ingekom het, ons sien hoe Jesus 12 manne gekies het en hulle opgelei het, ons sien hoe hy 70 uitgestuur het, en elke keer het hulle teruggekom en gesê, maar selfs die duiwels het hulle aan ons onderwerp in u naam, en dan sien ons daar is besig om 'n verandering te kom, maar nog steeds het sy bruid om verwerp, want toe dit gegaan het op die punt, toe hy in Jerusalem inkom, toe sê die volk kruisig hom. Die bruid het haar rug op die bruidegom gedraai en gesê kruisig hom. Maar dis nie die einde van die storie nie, want die bruidegom het deurgegaan, die bruidegom het aan die kruis gesterf, en met sy sterwe het hy die sonde, die skuld van sy bruid op homself geneem, en hy het gesterf, hy het die prys betaal, en dan hier op Pinksterdag, hier gebeur het nou, want Jesus se wens word vervul, die prys vir al die uitverkorenes was gelewer, sy aardse bediening was volbring, hy het opgevaar na die hemel, en vanuit daai verhewe posisie stuur hy die Heilige Gees na sy disippels, soos hy beloof het, en toe die Heilige Gees oor die disippels kom, het hulle vrees verdwyn, hulle harte was gevul met 'n intense begeerte om verander van Jesus, en van Jesus se groot dade te vertel, om verlossing in sy naam uit te dra na die wêreld toe, en hoe die bruid begin lewe, hoe die bruid tot stand kom, hoe die gemeente van Christus gevestig word, en hoe dit verder en verder uitgedra word. So Pinksterdag is Jesus se dag, want vir 4000 jaar het hy gewerk, onverpoos gearbei, en dan hier op die einde, nadat hy met sy bloed betaal het vir sy bruid, word sy bruid nou waarlik sy bruid, en word ons ook so genoem. Maar is ook nie net 'n groot dag vir Jesus nie, dis ook 'n groot dag vir die Vader. Die Vader wat alles in sy hande hou. Hy wat verantwoordelik is vir die verloop, die uitloop, soos hy beplan, van die skepping, deur die sondeval, van die kruisiging, die hemelvaart, Pinkster, en die begin van die gemeente, wys die Hemelse Vader, maar hy het alles in sy hande, en dit gee vir ons hy troos, hy is in beheer, en as ons so mooi gaan kyk na die verloop deur die Bybel, dan sien ons hoe God heeltyd die geskiedenis in sy hande gehou het, en dan die 4de rolspeler is, dis 'n groot dag vir die mens, en dit voel baie keer vir ons ongemaklik om die mens ook in te bring, maar die fokus op Pinksterdag was die Heilige Gees wat na die kerk toe gekom het, na die gemeente toe gekom het, na die mens, die gelowige toe gekom het, want daardie dag is die eerste gerwe van die oes vir God se ewige koninkryk uit elke stam, volk, taal en nasie ingesamel, en ons lees van 3000 wat tot bekering gekom het. Adam en Eva en hulle nageslag moes oor die tuin en oor die hele aarde geheers het, dit bewerk het, bewaar het, en die sondeval het dit verander, maar dan hier kom die verandering, en hier kry die gelowige die opdrag, want die slang van ouds, die duiwel se mag is gebreek, en die kerk, die gemeente, die gelowiges word volgemaak met die Heilige Gees, en kan hulle nou, en kan ons nou in oorwinning lewe, want deur Jesus, deur die krag van die Heilige Gees, is daar bo menslike wonders gedoen, nie net Jesus nie, maar ook die apostels, hoe wonderbaarlik die draai wat gekom het, van die bruid wat vasgevang was in die mag van die bose, en dan hier op Pinksterdag, daai bevryding en daai uitstuur in die wêreld, gaan lewe nou hierdie nuwe lewe, gaan verkondig
die evangelie. So op Pinksterdag stort die hemelse bruidegom, die prins, die Heilige Gees soos hy beloof het, uit op sy soldate en rus hy hulle toe met bonatuurlike geestelike wapens en dit is wat ons ontvang. Krag en autoriteit om uit te gaan en om ander mense vir Christus en vir sy koninkryk te bewerk. Vanuit die bedreiging van die bose is daar oorwinning vir elkeen van ons en nou kan elke mens sy kop oplig. Ons hoef nie meer vashou aan die vernedering van die verlede. Ons het teen God gestaan, ons was rebelle teen hom, ons het hom ontken en nou kan ons die oorwinning behaal in Christus en deur die Heilige Gees en kan ons nou hierdie boodskap gaan uitdra. So die vraag is, hoe raak Pinksterdag nou vir ons? Heel eerste word elke mens nou opgeroep met Pinkstertyd om deel te wees van Jesus se koninkryk, om deur wedergeboorte die afwassing van die sonde Christus te aanvaar en deel te wees van sy koninkryk. En dit is dis waarvoor ons lewe. Maar dan is daar ook 'n tweede opdrag. Ons moet die opdrag, of ons moet die boodskap aan die mense om gaan verkondig van hierdie oorwinning in Christus. En daarom daai opdrag wat Jesus aan sy disippels gee en sodoende aan elkeen van ons gee, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en dit is ons uitdaging. So met die aanloop van Pinkster hierdie fokus van, dis die dag van die Heilige Gees, verseker, dis die dag van Jesus, hy het dit alles bewerk, dit is die dag van die Vader, dit is alles volgens sy raadsbesluit in sy hande, en dan is dit die dag van elkeen van ons, want die Heilige Gees is na die aarde toegestuur, en ons is die ontvangers daarvan, ons as gelowiges, ons as kinders van God, en nou kan ons lewe saam met God, vir God, en kan ons die boodskap van Christus verkondig aan die wêreld. Hier is net so 4 vrae aan die einde, die uitspraak, ek het die Heilige Gees, en dan die vraag, maar het ek? Kyk bietjie na, wanneer kry ons die Heilige Gees? Het ons die Heilige Gees as ons gelowig is? Kan ons bely, Jesus Christus is ons Here, as ons nie die Gees het nie? Ekskuus, maar die feit van die saak is, deur die Heilige Gees word ons geroep tot kinders van God. Deur die Heilige Gees word ons weer gebore om aan God te behoort. En daarom as ons vandag kan bely, waarlik Jesus is die Here, Jesus is my verlosser, hy is my koning, dan weet ek het die Heilige Gees, want slegs deur die werking van die Heilige Gees is dit moontlik om dit te sê en te oortuig te wees hiervan. En dan, dis die eerste tree, wat moet ek nou verder doen? Begin getuig oor Jesus, vertel vir almal van wat Jesus in jou lewe doen, wat hy vir jou gedoen het. Vertel van jou wedergeboorte, vertel van jou bekering, jou verlossing, vertel van die verandering wat die Heilige Gees in jou bring, die hoop wat hy bring, die beloftes van God wat hy bring, die krag, die wysheid, die insig wat hy bring. Maar dit gaan nie net oor my getuienis nie, dit gaan ook om ander op te roep, om ook hulle lewens oor te gee aan Jesus, om ook deel te word van die bruid, om as gelowige te kan uitsien na die koms van die bruidegom, hy kom ons weerhaal, ons wat aan hom behoort, en dan ook om te begin bid vir die uitbreiding van die koninkryk van God. Daar is soveel verlore mense in hierdie wêreld, en ons moet bid, dis wat Jesus vir sy disippels gesê het, bid sodat die Vader die werkers in die land kan instuur om die oes in te bring, en dis ons uitdaging, dat ons ook sal bid vir hierdie wêreld, bid vir mense om tot bekering te kom, en dan die getuienis te bring van Jesus Christus, deur ons lewe dit uit te leef, en op die einde van die dag te sien hoe die Here iemand red. Ons het gebid, ons het getuig, en God het die werk gedoen. So met hierdie Bybelstudie oor die Heilige Gees, gaan dink bietjie daaroor, gaan dink oor die Heilige Gees in jou lewe, en gebruik hierdie
rolspelers om dit amper nader aan die mense te bring, nader aan onsself te bring en te besef maar regtig ek het die Heilige Gees en dan daai besef wat moet kom vanuit die feit dat ek die Heilige Gees het, hoe gaan ek nou lewe? Wat is my oproep? So mag die Here jou lei in hierdie Bybelstudie. As daar enige vrae is, kom terug na my toe en laat ons dit bidend na God toe vat en sê, Here, spreek deur my, gebruik my as u getuie en word verheerlik, want op die einde van die dag doen ons die werk wat Christus ons voorgeroep het en sal die Here, hy sal dit 'n sukses maak, want hy is ons Here. Wees geseën in hierdie Bybelstudie.